Vriende, goeiemôre. Ons is die Here en dankbaar dat ons vanmôre kan saam wees. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee in die verstaan van elke gedagte wat ons hanteer, sodat ons ook sinvol kan lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Heilig is te midde van die sonde en verval in ons tyd. Mense wat koers het op pad na God se heerlikheid, met die wete ons sal hom eendag in sy heerlikheid sien soos hy is en uit sy mond hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. En ons is by deel 2 vanmôre van die gedagte, hoe deel ek met my verlede? Nou vriende, hierdie is 'n tema wat ons elkeen aan die hart gryp, want elkeen van ons te verlede en die meeste van ons stoei van tyd tot tyd met dinge wat in die verlede gebeur het. Ek het gister gesê, dit kan dinge wees wat aan my gedoen is. Ek was nie die skuldige nie, iemand het miskien my gemolesteer of my aangerand of miskien my verkrag of daar het 'n egskeiding plaasgevind en ek was die onskuldige ene of bankrotskap waar mense my ingedoen het finansiëel, of dit kan dinge wees wat ek self gedoen het. Ek het vir u gesê, miskien kan ek die molesteerder gewees het of die dief of die man wat my vrou verneek het of die jong meisie wat 'n abortus gehad het, wat ook al die scenario mag wees. Ek het vir u gesê dat hierdie absolute hartseer van die verlede kan nie met medikasie weggeneem word nie. Dit is nodig om dit Bybels te hanteer, daarmee te deel, sodat ons ook oorwinning daaroor kan kry. U sien, die hartseer realiteit en die werklikheid is dat die verlede onherroepelik verby is. Ek het vir u gister gesê, goed en sleg wat met my gebeur het, is verby. Ek kan dit nie verander nie, ek kan dit nie herskryf nie. Daarom moet my verlede nie verander nie, maar my denke daaroor. En ek het vanmôre vir u gesê, ons gaan praat oor die twee verkeerde sieninge oor die verlede. En die eerste verkeerde siening, vriende, wat ons beleef in berading en ook wat vir ons opgeteken is, mense sê my verlede bepaal hoe ek dink en optree in die hede. En vriende, is mense wat sê, maar luister, ek is wie ek is, omdat A, B en C met my gebeur het. Ek is maar net 'n slagoffer van my situasie, van my omstandighede. En my pa was 'n alkoholist, hy het my amper al vrek geslaan. Ek is 'n alkoholist en ek doen dieselfde met my kinders. Of my pa het my ma heeltyd verneek met 'n ander vrou en ek doen nou dieselfde. Of weet jy, my pa was oneerlik in besigheid, nou is ek oneerlikheid in besigheid. So met ander woorde, die verlede wat ek uitkom, die huishouding wat ek uitkom, die dinge wat in die verlede beleef is, bepaal nou my hede, my optrede. Dis hoekom ek is wat ek is, dis hoekom ek doen wat ek doen. Ek kan nie daarvoor help nie en ek sal seker maar so na die graf toe gaan. Dit is 'n verkeerde siening, dis 'n Bybelse siening, en ek wil vir u sê, dit is sondig van aard. Want die Here het deur vir ons iets heel anderste. Hoor dit staan in 1 Korintiërs 6 vers 10. Paulus praat met die Korintiër gemeente, en hy sê vir hulle in 1 Korintiërs 6 vers 10, en u moet tog saam volg. Hierdie vers het 'n geweldige groot Bybelse waarheid. Daar staan, moenie dwaal nie. Geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaard, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Nou, ek wil net gou hierso stop, want ons gaan vers 11 ook nou hanteer. Hierdie skets van hierdie mense is geweldig. Hoereerders is mense wat in 'n patroon van hoerery verval het. Hulle het voor afgode gebuig. Hulle was egbrekers en wellustelinge, sodomiete, homoseksuele mense diewe, mense wat gierig was, dronkaards, kwaadsprekers, mense wat geroof het. En die Bybel sê baie duidelik in vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Hierdie vers, vriende, wil my uit my stoel laat opspring. Want ek sien hierdie scenario voor my afspeel en ek dink met myself, wat 'n hoop is daar vir hierdie hoereerders en afgodedienaars en egbrekers en wellustelinge. Dink myself, watter hoop is daar vir hulle? En dan kom vers 11. Maar julle het julle laat afwas. Julle is nou geheilig. Julle is geregverdig in die naam van Jesus deur die Gees van ons God. En ek sien ewe skielik hierdie mense wat geen hoop gehad het nie, omdat hulle verlede so vrot was en so vol sonde, het geen hoop vir die toekoms gehad nie, is nou mense gevul met hoop, want hulle het vergifnis gesmaak in Jesus. Luister, die Here het nie gekom om goeie mense te red nie. Hy het juis gekom om slegte, sondaar mense te red. En luister, ek moes ook erken het op 'n stadium in my lewe, alhoewel ek in die kerk groot geword het, dat ek net so groot sondaar soos hierdie mense is. Want ons dink baie keer, as ons nie A, B en C doen nie, ons is wonderlik heilig en goed. En baie keer ry ons gewete ons in die hede, omdat ons weet, ons is baie keer hygelaars. En juis ons verlede haal ons in. En daarom het ons nodig om Bybels daarmee te deel. Vriende, die mense wat Paulus hiervan praat, het almal baie hartseer en pynvolle herinneringe aan die verlede gehad.
maar hulle het ook die dankbare genadige smaak van vergifnis. Die Bybel sê, die bloed van Christus Jesus reinig ons van alle sonde, elke sonde. Ons gaan later 'n bietjie kyk by die oplossings. Daar is sekere van die sondes in die verlede wat ons doen, wat ons in die hede voor verantwoording moet doen. Miskien geld wat ons moet betaal, of miskien waar ons voor die gereg moet gaan staan. Maar hoe dit ook al mag sy, die vergifnis van die Here, vriende, die hartseer gevolge kan nie opweeg teen hierdie vergifnis nie. Want om te weet dat die regter van die hemel en aarde, die skepper van hemel en aarde, my vrygespreek het van my sonde, is meer werd as goud en silwer. Die tweede verkeerde siening oor die verlede, is dat my verlede is irrelevant oor hoe ek dink en optree in die Here. En vriende, dit is ook nie so nie. As my lewe nie vernuwe nie, sal die verlede 'n geweldige invloed hê op my lewe in die hede. Jy sien, die verlede bepaal nie my hede nie, maar hy definitief 'n invloed op my hede. Hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 4 vers 3. Hy sê, man, het is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd as hulle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Nou vriende, ek het vir julle gister se boodskapie gesê, ek kan nie 'n uitveer vat en in my verlede gaan en my gedagte vat en alles uitveer, waarin ek myself blootgestel het, wat met my gebeur het, sondes wat ek gedoen het, sondige praktyke waarin ek myself bevind het, en al hierdie goed nie. Maar ek wil vir u sê, as dit nie by die kruis hanteer word nie, gaan dit definitief 'n uitwerking hê op my hede, op my lewe soos ek vandag lewe. Daarom is baie duidelik dat die Bybel sê dat die oomblik wanneer die Here my kom red, is daar mense wat dit vreemd vind dat ek anders te dink, dat ek anders te optree. En hierdie geveg sal daagliks wees om nie weer terug te gaan na hierdie sondige praktyke nie, om werklik te lewe as 'n nuwe skepsel in Christus. En wanneer hierdie gedagtes van die verlede na vore kom, om dit Bybels te hanteer, sodat ek sal besef, dis nie meer wie ek was nie, of wie ek is nie, dis wie ek was. Ek is nou anderste, ek is nou nie. Ek dink ons wil die duiwel ons kom herinner aan hoe ons was. Maar dank God in Christus, sy woord leer vir my wat hy kom doen het. En as hy my kom skoon was, dan vind ander mense dit vreemd dat ek vernuwe is. En hoor wat sê die Bybel vir ons, vriende, dis baie belangrik, dat ons nie in die sonde van die verlede sal bly nie. Dat dit nie ons lewensgang sal bly bepaal in die hede nie, maar as weergeborenes, dat ons anders sal lewe. Hoor wat sê Spreuke 1:29 vir hulle wat in hulle sonde bly. Hulle wat in die verlede met sonde gekonfronteer is, sonde gedoen het, sonde aangedoen is, en hulle weier om hulle te bekeer tot die Here. Nou sê Salomo in Prediker 1:29, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Ek wil vir u sê, as jy miskien in 'n alkoholiste huis groot geword het, soos ek baie met mense te doen kry wat daarin groot geword het, dan beteken dit nie jy moet dit doen nie. Dit gaan miskien 'n invloed hê op jou lewe, daar gaan miskien dinge wees wat met jou gebeur het, maar dis nie hoe jy hoef te leef nie. Want as iemand in Christus is, dan sy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. My vrou se pa was 'n alkoholist. As ek hoor hoe sy groot geword en die keer wat hulle in 'n kar moes slaap onder 'n boom in die aande, hoe hulle moes gevlug het vir hierdie man wanneer hy in sy dronkenskap hulle wil aangerand het. Dan dink ek vir myself, wat 'n voorreg het ek gehad om groot te word in 'n huis waar geen drank betrokke was nie. En daarom is die gebed van my hart dat u sal sien, my vrou is nie 'n alkoholist vandag nie. Sy sit nie in dronkenskap en gee haar pa die skuld nie. Inteendeel, sy het hom vergewe en sy lewe in 'n lewe van vergifnis. En sy kan met ander mense praat wat dit wil gebruik as 'n verskoning vir hulle sonde in die hede. Alhoewel dit 'n invloed gehad het op haar lewe, alhoewel dit hartseer herinneringe het, lewe sy in die hede met die blydskap en vreugde dat die Here haar vergewe het en haar nuut kom maak het in ons Here Jesus Christus. Daarom vriende, die twee verkeerde sieninge, onthou, my verlede bepaal hoe ek dink en optree in die hede is nie waar nie. My verlede kan nie bepalend wees vir my optrede in die hede nie. En dan die ander ene, my verlede is irrelevant oor hoe ek dink en optree in die hede, is ook nie waar nie. Dit het baie kere invloed, maar dit moet Bybels reg hanteer word. Ek moet vernuwe word deur die krag van die Gees. Die Here moet my denke verander. Ek moet na die teregwysinge en die kennis van die Here luister, soos in sy woord opgeteken, sodat ek voluit tot eer van sy naam kan lewe.
Môre gaan ons bietjie praat oor hoe hanteer ons die verlede en wat met my gebeur het of dinge wat ek self gedoen het. En ons gaan bietjie kyk na wat die Bybel vir ons wil leer. Onthou maar net, wat ten slotte sê, in elkeen van my Bybelstuk geskrywe, the past is gone forever. The future is uncertain. The only time you have is now. Het help nie jy lewe te veel in die verlede nie. Het help nie jy vrees die toekoms te veel nie. Jy het vandag as 'n geskenk uit die hand van die Here. Gebruik hierdie dag om hom te verheerlik. Hou jou oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Vriende, groete vir u. Mooi dag verder. Tada.